Goeiemôre almal, ons is bly julle is hier. Ons weet ons laatkommers is besig om in te kom. En ons gaan 'n heerlike tyd by die Here hê, nê? Ons gaan 'n heerlike tyd by die Here hê. As u 'n verwagting het dat die Here in u lewe gaan ingryp, dan sal die Here vir u iets doen. As u dit nie verwag nie, gaan u dalk hier uitstap presies dieselfde, want jou gedagtes, jou gees was nie reg daarvoor nie. So, dis belangrik dat ek vanoggend sê, Here, ek wil my gees en my sielsdimensie in plek kry, dat u met my kan praat. Verstaan nie wat ek nou vir u sê? Ek moet myself reg kry dat God met my kan praat. Want as ek nou wêreld en gedagtes het wat die wêreld vir my bring, of wat die vyand vir my bring, gaan u sukkel om vanmôre by die Here koneksie te hê. So ek wil nie nou die aankondigings doen nie, ek wil hê, ons gaan dit ek sal dit aan die einde van die diens doen, hier's nog mense wat moet inkom, maar ek wil hê dat ons nou gaan die Here vasgryp. Oom Johnny, sal jy vir my na vore kom en net vir my 'n gebed kom doen vanmôre? Ek wil hê jy moet saam met ons staan vanmôre, en ons gaan ons harte en ons lewens oopmaak vir die Here. Sê net vir die Here, ek maak my hart oop vir u vanmôre. Sê dit gou saam met my, as u dit regtig, en as u dalk sukkel om dit te sê, sê Here, help my om dit te sê. Here, ek maak my hart oop vir u vanmôre. Ek wil hê dat u in my lewe werk, en daarom weet ek moet u geleentheid gee om te werk. En ek doen dit in Jesus naam. Halleluja. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Worship and adore him. What a mighty God we serve. Here, dit is 'n voorreg om vanmôre in die huis van die Here te wees, want u sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En ons kan maar net ons hand in die gees uitsteek, Here, en ons kan die soem van die kleed aanraak. As ons voel dat ons nie wel is nie, Here, u is daar. Daar gaan krag uit u uit, Here. En o, Hemelse Vader, ons kan maar net glo, want u is ons Vader en ons grote God. Ons aanbid u vanmôre, want ons weet ons koning leef. Ons aanbid u vanmôre, want ons weet daar's krag en daar's oorwinning in die wonderlike naam van die Here van die leeuskare. En ons wil ons hande opsteek vanmôre en ons wil vir u sê, Abba Vader, my Vader, aan u kom toe lof en eer en aanbidding. Ons dank u vanmôre vir die goedheid en die genade, Here. Ons prys u vanmôre, want ons weet ons koning leef. Bid vanmôre vir hulle wat nie wel is nie, Here, dat die krag van die Heilige Gees met hulle sal wees, want die Heilige Gees is in ons, Here. As ons toelaat, hy woon binne in ons, en ons kan vanmôre net opkyk na u toe, waar ons hulp vandaan kom. Ons bid u vanmôre dat die geneesende krag oorwinning sal kry oor daardie krankheid en daardie pyne en daardie siekte, in Jesus naam. Bid vanmôre dat u woord sal seën, wat die woord sal bring, Here, dat u hom sal salf bonatuurlik, en die vanmôre sal spreek, so spreek die Here. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees, Here. Ons eer u om Christus wil. Amen en amen. En die kerk van die Here sê amen. Ons gaan die Here se naam groot maak en prys. Ons gaan wag op die offerandes en tiendes aan die werk van die Here, en kom ons gee ons bes vir Jesus. Hy het sy beste vir ons gegee. Amen. Amen. Ons gaan ons koning loof vanmôre. Halleluja. Amen. Is jy opgewonde om hier te wees? Amen. Amen. Al die lof en die krag en die eer en heerlikheid en rykdom en sterkte aan die alleen o Heer. Bring hom al die lof. Al die lof en die krag en die eer en wysheid aan die naam op die troon van nou en tot in ewigheid.
Lord Jesus. Thank you, Lord. You are great, O God. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing.
so lief vir U en dankie, Here, vir die lig wat in ons longe is vanmôre, dat ons U daarmee kan verheerlik, Here. Halleluja. Halleluja. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Sê dit vanmôre. Ek het U lief, o Heer, ek het U lief. Ek het U lief, o Heer, met alles in my, met krag en verstaan, het ek U I came to worship you. I came to sing your praise. I came to love you, Lord. Your
Vang dit vir die Here. Halleluja. 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 I worship you. You are my Lord. Hallelujah. Worship you. We came to worship I worship you. You are my Lord. Oh Lord, oh Lord. I worship you. You are Hallelujah. Hallelujah. Oh, how I worship you. Jesus. We came to worship you. Die 22ste November van laas jaar het ek gelê nadat ek geval het en gesukkel om asem te kry. En ek sou graag hierdie lied wou sing. Hoe wonderlik is dit om my longe vol te trek van die asem van God. En vanmôre gee hy my weer 'n geleentheid om asem te kan haal, om hom te kan eer, om hom te kan verheerlik, om te kan sê U is die enigste God. U het my opgetel van 'n plek waar ek gevoel het ek is dood en U het my nuwe lewe gegee. En dis net God wat dit kan doen. En ek wil hê ons moet dit nog een keer sing. En sê, oh hallelujah, hallelujah, dat ek vanmôre my stem kan verhef, my longe kan voltrek en die eer en die heerlikheid kan gee aan 'n God wat lewe. Want die dag as jy daar lê en jy wil dit doen en jy kan dit nie doen nie, dan weet jy ek moes dit beter gedoen het. Sal jy dit saam met my beter doen? OK, nog een keer. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. 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 Oh, I worship you. You are my Lord. You are hallelujah. Your name is the greatest, hallelujah. There's no other God like you, hallelujah. We worship you. We worship you. You are my Lord. Oh, Halleluja. Steek U hande saam met my op vanmôre. Sê Here, ek wil U verheer, ek wil U verheerlik. Halleluja. U is 'n wonderlike God. En as ek 'n geleentheid kry om U naam te verheerlik, gaan ek dit doen. Want daar gaan 'n dag kom wat U my gaan vat.
wat my asem gaan wegsink in ewigheid, en ek dan eers vir U in my gees weer in die hemel kan aanbid. En terwyl ek op aarde is, wil hierdie liggaam sê, ek wil die Here prys. Loof sy wonderbare naam. Ons gee U eer, lof en dank, en aanbidding as gemeente. En die kerk van die Here sê amen. Vat die broer en suster langs jou so net en gee hom 'n drukkie. Sê vir hom, die Here is lief vir jou. Halleluja. Halleluja. Dis heerlik om die Here te dien. Ja. Gaan dit altyd goed met my? Gaan dit altyd die beste? Is ek altyd on top of the world of top van die berge? Nee. Maar is die Here selfs daar in die dale by my? Verseker. Hy vat jou daardeur om jou sterker te maak. Prys sy naam. Is jy opgewonde om hier te wees? Halleluja. Nou, ja, ek dink ek gaan eers die woord bedoel, as die mensie sal nie omgee nie, gaan ek die babietjie na dit inseën. Ek ervaar net dat ek nou die woord van die Here eers moet bring, en ek vra dat U harte sal oop wees vir die woord van die Here. Kom ons bid net. Here, maak ons harte duidelik oop. Here, ons het vanmôre gesing tot U, ons het U geloof en geprys, en ons het ons harte oopgemaak, en nou bid ek vir die beskerming van die Heilige Gees, dat ons gedagtes, hou U gedagtes vas, dat ons gedagtes beskerm sal word, en dat die grond waarop hierdie woord val, vrugbare grond sal wees, en sal ontkiem, en 'n groot boom word, in die naam van Jesus, wat vrugte dra. En die kerk van die Here sê amen. Loof die Here. Ek ervaar 'n opgewondenheid hier vanmôre. Ek praat met U vanmôre oor ware gebed is God gesag deur ons. Ware gebed is nie net ek vra vir God goedjies en ek vra die hele tyd my ou ritueeltjies vir die Here nie. Ware gebed is God se gesag wat deur my begin werk. Okay, so as U hierdie woord wat ek die laaste weke, dit heel eenvoudig begin, ons kan nie eens altyd gered wees nie, en ek gaan nie daarin ingaan nie, U kan die woord gaan luister, maar dit het gegaan daaroor, dat wanneer ek Jesus Christus aangeneem het as saligmaker, moet ek in verhouding met hom wees, tot ek die dag sterf. Ek kan nie sê ek het hom eenmaal geken, en nou ken ek hom, as ek die dag my asem uitblaas nie. U gaan 'n verskriklike ontnigtering kry, as jy hom nie geken het die dag, as jy jou asem uitblaas nie. Dit was die eerste boodskap wat gebring. Toe het ek laas week 'n bietjie met U gepraat oor die toeskouers. Nou meeste van die kerk, 95% van die kerk is toeskouers. U sal ook sien die stadions het baie meer toeskouers as mense wat speel. Het u dit al gesien? Daar's net 15, 30 mense op 'n slag by 'n rugbywedstryd, maar daar sit duisende mense op die stadion. So mense is geneig om eerder toeskouers te wees, en in God se riekelm en God se agenda moet jy eintlik 'n deelnemer wees. Sê ek wil skuif van 'n toeskouer, van passiwiteit na deelname. Prys die naam van die Here. Halleluja. Loof die Here. Okay. Nou, 'n toeskouer, net om vir u vinnig weer te sê, net dat u dit vasvat, 'n toeskouer is geensins betrokke nie. Hy geniet net, hy sit net, hy kyk net, hy luister net, hy sal vat wat hy wil vat en hy sal los wat hy wil los. As die rugbyspelers nie genoeg doen wat hy dink hulle moet doen nie, dan loop hy van die stadion af. As ek nie wil sien meer op die TV die ouens wat nou so sleg verloor nie, dan staan ek op en ek ruk my op en ek stap weg. Ek gaan nie kyk na hierdie lot verloorders nie. Dis wat toeskouers doen. Hulle het nie insette nie, hulle sit nie oefening in nie. Dit kos hulle niks nie behalwe baie duur rugbykaartjies. Hulle ken die reëls 'n bietjie, hulle sal vir jou sê, dis wat daar moes gebeur het. Nee, daai skeieregter het nou 'n groot fout daar gemaak, hè. Okay, eina sê maar eina. Maar hulle ken nie die moves nie. Hulle kry nooit die bevrediging van dit het gewerk nie. Ek het dit reg gekry.
Ek het die dade op die veld gedoen, wat ek daar in die stilte waar niemand my gesien het, of oefen het nie. Dit kry toeskouers nooit nie. Israel het die blitse gesien van God, hoe die blitse slaan. Hulle het geweet daar's 'n God. Hulle het gekyk en gesê, "Wow, daar moet iemand wees wat groot is." Maar hulle het nie deelgeneem en gesê, "Okay, ons gaan hoor wat daardie God wat se blitse slaan, se wil en plan vir my lewe is nie, en ek gaan dit begin beoefen nie." Is u by my? Okay, klaar met laasweek se preek. Wanneer ek in 'n span is, moet ek glo in die span. Wanneer ek in 'n span is, moet ek glo in die God wat daardie span lei, prys sy wonderbare naam. Ek dink, kyk, ek wil nou nie 'n rassie vandag met God vergelyk nie, want kyk, hy is nie vergelykbaar met God nie, maar ek dink daardie mense het regtig respek. So wat belangrik is dat ek glo in God. Okay. Nou wil ek vir julle ook iets sê. Die mense wat glo in God of in hulle span of in wat ook al, is nie noodwendig dat daardie mense gaan, dit eintlik, hulle gaan nie gered word nie. Hoor nou baie mooi. Hulle gaan nie deelnemers kan word om net te glo nie. Hoor jy wat ek sê? Jakobus, gooi gou vir my Jakobus daar, laat hulle net sien wat ek sê. Jakobus 2 vers 19 en 20. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. So, doen ek goed as ek glo? Ja, ek doen goed as ek glo. Maar die duivels glo dit ook. En hulle sidder, want weet jy wat, hulle glo dat hulle gaan eendag in die hel beland. So hulle sidder omdat hulle weet hulle gaan in die hel beland. Maar ek en jy glo omdat ons moet iets doen aan wat ons glo. Glo is nie net iets wat 'n verhouding kan bewerkstellig nie. Dis dit wat volg na die glo. So ek moet in dade oorgaan. Ek moet begin oefen. Om as ek in 'n kompetisie wil deelneem, en ek het nou hier in die vakansie, het ek nou vir julle seun man, hoe kan, Dylan, weet jy die man het my eintlik so jaloers gemaak, nee, hier, kyk ek sê, jy sê, hy staan vir amper 2 ure by my vakansieplek waar ons is, en daai man oefen daar, dat ek so skaam raak vir daai mooi lyf wat daai man het. En ek besef, hy glo in dit wat hy wil doen. Hy wil iets bereik deur dit wat hy in glo. Hy kan nie net so glo, okay, ek gaan nou dit glo hoor. Ek gaan dit nou glo, dan gaan ek nou soos Dylan raak. Okay, ek glo ek gaan nou 'n lyf kry soos Dylan. Begin julle dit sien? Nee. Verhouding met die Here, jy kan nie net glo in God nie, jy moet in verhouding met die Here wees. Jy moet begin doen wat hy sê. Dan gaan jy begin spiere bult in die geesriem. En die duiwel gaan weet, hierdie man en vrou is stil by God en hulle oefen by God, sodat wanneer hulle uitkom, hy sal hardloop. Ja, okay. As julle dit nie wil glo nie, ek gaan dit glo. Okay. Daar's daaglikse lewenslesse wat God ons in oefening wil vat. En hy wil ons expand. Wat beteken expand? Huh? Die Here wil hê ons moet bietjie ons grondgebied groter maak. Die Here wil hê ek moet groter word. En wanneer ek groter word, wat sê hy in sy woord? Dan wil ek hê daar waar jy groter begin word, vat jy die tent en jy trek die tentpin uit waar hy nou was. Jy trek hom uit en jy slat hom weer in, sodat ek meer kapasiteit het om my volheid in jou in te kan sit. Loof sy naam. Halleluja, ons dien 'n groot en 'n wonderlike God. Verbreek my menswees, maak my menswees vir u groter, Here. Okay, sê ons gaan bietjie aan. Deelnemers moet eerste, om te begin deelneem en nie net te glo nie, moet ek eerste soos Jesus begin word. Ek moet begin soos Jesus lyk, so kom ons kyk gou daarna aan die woord. Want ek wil nou hê julle moet alles vanmôre wat ek vir julle sê, moet julle weer die woord sê dit. Okay, in die Amplified sê hy die volgende. And all of us, ag man, is my so lekker as hy nie net sê, en Pastor Alwyn nie. Partykeer voel dit vir my, dis net ek wat dit hoor, maar okay, vanmôre. And all of us, say all of us, as with unveiled face, because we, unveiled face, so ons gesigte,
is oop om te sien, because we continue to behold in the word of God, ons begin sien wat God se plan is. Dink julle Rassie het 'n plan vir die Springbokke? Verseker het hulle 'n plan vir die Springbokke om te wen, nee, okay. So in the word of God, there's a plan of God for you to behold, to sien, om te sien, nee. As in a mirror, the glory of the Lord are constantly being transfigured into his very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So wat moet begin gebeur? Ek moet in die spieël in die oggende gaan staan. Sal julle dit saam met my doen, hè? Gaan staan 'n bietjie in die spieël en dan sê jy, die goed wat gister gebeur het, ek spreek dit weg, ek vra vergifnis, ek spreek lewe, want dit wat ek vandag hier wil sien, moet meer soos Jesus begin lyk, en môre moet ek nog meer soos Jesus lyk, is jy by my? En oormôre moet ek nog meer soos Jesus lyk, dat op die ou end wanneer ek hier uitstap, mense Jesus sal sien en nie meer vir my nie. Ek is eintlik in hom ingeënt, ek is in hom, hè? Okay, is julle hier? Alright. So ek moet eers, wanneer ek 'n dader van die woord begin word, moet ek begin verander om meer soos Jesus te word. Okay, nou, dan moet ek in eenheid met die Godheid wees. Okay, kom ons lees gou, daar's 'n paar tekste. Jy kan sommer vir my almal gooi. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? So Jesus is in die Vader en die Vader is in hom. And that the Father is in me. What I'm telling you to do, not say on my own authority. Hy sê dit nie op sy eie autoriteit nie. And of my own accord, but the Father who lives continually in me. The Father that lives once in a while in me. Die Here wat net Sondag by ons in die kerk kom lewe. Nee, ek sê nie dit hoor. Okay. His works, his own miracles and his deeds of power. Okay, jy kan net aangaan met daai Johannes verse as dit reg is. Het jy dit my sis? Everything that the Father has is mine. En nou wil ek solank jy voordat jy nog die laaste deel lees, moet jy sommer sê everything the Father has is mine. Sê mine. Hierso praat hy nou nog oor homself, Jesus, né? Okay. Maar jy gaan net nou sien hy praat oor jou ook. Okay. That is what I meant when I said that he, the Spirit, will take the things that are mine and will reveal and declare and disclose, transmit it to you. Okay, kom ons gaan aan. I'm praying for them. I'm not praying, requesting for the world. Hoekom bid hy nie vir die wêreld nie? Want tot die Heilige Gees die wêreld gaan gryp, iemand in die wêreld. Onthou die Heilige Gees gaan nooit die hele wêreld kan red nie. Hy kan, maar as ek die woord reg lees, gaan dit nie gebeur nie. Maar tot hy iemand in die wêreld gryp en hom tot wedergeboorte vat, is daai persoon nog nie by God nie. Okay, so hy praat nie met die wêreld nie, but for those you have given me, for they belong to you. So wanneer word ek deel van die Godheid? Wanneer word ek deel van hierdie groot plan waaroor ek vanmôre praat, waar ek dade kan begin doen in plaas van om 'n toeskouer te wees? Ek moet aan God begin behoort. Okay, kom ons lees verder. All things that are mine are yours, and all things that are yours belong to me. And I am glorified in through them. They have done me honor in them. My glory is achieved. So wanneer word God se heerlikheid achieve? Help my gou. Wanneer ek begin om dade te doen en leef soos wat God wil hê ek moet leef, dan begin ek die Here verheerlik. Dan begin ek meer soos hy lyk. Is ek bietjie bo u vanmôre? Okay. And now, say and now. I am no more in the world, but these are still in the world. Soos wie is dit? Ons is nog in die wêreld. Jesus sê ek is nou in die hemel. Nee. So, but hierdie mense wat nou hier voor u sit en hierdie pastoor wat nou praat is nog in die wêreld. Still in the world. And I am coming to you, Holy Father, keep in your name in the knowledge of yourself, those whom you have given me, that they may be one as we are one. So wat sê hy nou? Vader, Seun en Heilige Gees is een. Wat wil hy moet met u gebeur? U moet een met Vader, Seun en Heilige Gees word, en wanneer u Jesus Christus aangeneem het en tot wedergeboorte kom het, moet u in een kom met jou broeder en suster hier.
So, julle moet maar Dinsdag, as julle nie heeltemal verstaan die woordskool toe kom. Okay. That they all may be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe and be convinced that you have sent me. Okay, so het gaan die hele tyd. Hy in hom, een in hom, een in hom, dit klink verskriklik groot, maar is eintlik net, God Vader Seun is een, en wanneer ons hom aanneem, is ons een met hom, en wanneer ander mense hom aanneem, is ons een met hulle. Dis al wat al hierdie verse sê. Okay, hy brei net lekker. I have made your name known to them, and revealed your character, and your very self, and I will continue to make you known, that the love which you have bestowed upon me may be in them, felt in their hearts, and that I myself may be in them. Okay, sê nog steeds dieselfde goed. Ek wil net hê julle moet dit weet. Is dit klaar? Daar sê. Nou wil ek gou vir u iets sê, is u wedergeboorte. Het u tot die Here gekom. Nou sê vir die een daar langs jou, ek is een met jou. Vra vir hom eers, is jy gered? Is jy wedergebore? Sê vir die een daar langs jou, is jy wedergebore? Dan is ek een met jou en een met Jesus en een met die Vader en een met die Heilige Gees. Halleluja. Ek dink nie die kerk besef wat se power ons het nie. Here, maak ons oë oop. Deelnemers raak een met die Vader, Seun en Heilige Gees. Nou waar is die speelveld? So ek het nou vir julle gesê ek moet begin daders wees. Nee, ek kan nie net glo nie, ek moet begin 'n dader wees. Ek het nou vir die verder gesê, ek moet een wees met Vader, Seun en Heilige Gees en een met die volk van die Here wat ook kinders van die Here geword het, nê. Nou waar is die speelveld? So ek dink ek kan my maar bietjie sagter sit as jy wil, want ek is maar 'n bulderende stem. Okay. So nou, waar begin die doen? Waar begin die doen? Waar is die speelveld? Okay, maar waar begin, as voor iemand op die speelveld kom, dat hulle voor ons rugby speel, het hulle enige iets al gedoen voor dit, of dink jy, hulle het maar sommer net besluit, okay, ek gaan my rugby trui vat, en nou my rugbybal, en nou gaan ek voor 60,000 mense kom rugby speel. Nee, daar's 'n plek waar hulle moes gaan voorberei. Okay, hulle dink jy hulle laat die kameras, hulle is op 'n tydjie so bietjie vir die kameras sê, julle kan maar so 'n bietjie kom kyk, dan oefen hulle die goed wat hulle eintlik nie gaan speel nie. Maar die kameras kom nie eintlik by hulle nie, want hulle moet alleen wees. Okay, so waar's ons speelveld? Kom ons lees gou. Okay, but when you pray, wanneer begin ons, hoe begin God met ons werk? Deur ons gebedslewe, deur met hom te begin kommunikeer, deur dinge wat hy vir jou gaan sê, hoe jy moet optree. So wanneer jy gaan begin ontdek dat wat God vir jou sê, gaan jy begin doen, gaan jy die autoriteit van God begin uitstraal op hierdie wêreld, nee. Maar wat moet nou eers gebeur? What when you pray, go into your most private room. Wie het 'n privaat plek? Nou ek glo daar's mense wat dalk voel, maar ek het nie 'n privaat plek nie. Kan ek gou sien nie, is die mense wat voel ek het nie 'n privaat plek. Het u nie 'n lekker privaat plek? Het u 'n tuintjie of 'n nie so iets, 'n plekkie waar u net kan. Ek dink dis nogal moeilik. Ek weet hoe ek voel saam met jou vandag, want ek het eintlik nou voel ek eers sleg. Want as ek nie by die Here uitkom nie, gaan hy vir my sê, jy die lekkerste plek waar jy kan sit en kyk na die natuur, na die mooi van my. Sodat, ag, dankie my suster, ja, jy moet nou net kyk dat hy in volgorde is daar, hoor, anders begin ek weer preek. Okay, but when you pray, go into your most private room. Ek bid Here vir hulle wat nie 'n privaat plekkie het nie. Ek bid Here, skep dit vir hulle. Ek bid Here, al is dit in 'n motorkar, al is dit in 'n garage. Ek bid vanmôre, maak daar die plek vir hulle, 'n plek waar hulle U beleef, waar hulle U ervaar, waar hulle die grootheid van God gesien word en waar U inset in hulle lewe kan inkom. And closing the door, in die Afrikaans sê, en sluit die deur. Okay, so ek
Ek gaan eendag saam met hom Johnny daar staan en dan gaan die Here vir my sê, Alwyn, jy moes baie meer as om Johnny gaan bid het, want jy het 'n baie meer private plek gehad as om Johnny. Maar om Johnny het nog steeds by my uitgekom. Want as jy hom hoor bid, dan weet jy, hy kom by die Here. Pray to your Father, who is in secret. So wat is dit? Die ouens, kom ons sê bietjie, kom ons oefen bietjie. Okay, die rugby spelers is in secret. Hulle gaan nou eers iets oefen, want Saterdag moet hulle in die uiterlike daar gaan doen, nee. Okay, so ons gaan in secret. Ons gaan in closing the door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in the open. Okay, so ek oefen in die secret, ek begin, okay Here, okay, ek gaan die bal vang Here, okay, dankie, okay maat, vang hom gou saam, ons gaan partykeer saam bid ook, nee, is dit reg so, hè? Okay, so ek begin te oefen, ek begin God se moves, begin ek te oefen, want een of ander tyd wil hy my in die open sit, wil hy my laat rugby speel, ek gee maar net, want dis al wat julle verstaan, of die mans in elk geval. And when you pray, do not heap up phrases. Begin nie nou 'n klomp, ag Here, weet jy, ek is al maar 'n wonderlike ouetjie hoor. Here, ek het dan vandag lekker vir hierdie mense gepreek. Jesus, man, ek is al maar mooi hoor, Here. Die Here sê, moenie 'n lot phrases sê wat eintlik niks beteken nie. Wanneer jy begin oefen, begin by my hoor wat jy moet sê. Begin nie dit spreek wat eintlik 'n dom mens spreek. Jy begin spreek wat God wil hê jy moet spreek. Moenie repeat the same things over and over again nie. Moenie die hele tyd sê, Here, dis nou weer Alwyn nie. En daai ou dingetjie wat ek hom gister gevra het, nou nog nie vir my gedoen nie, Here. Here, hoekom doen nie dit nie? Is daar die wil, hoekom kom ek nie by die wil van die Vader uit nie? Wat wil jy my leer voor jy vir my dit gaan antwoord wat ek gister oor gebid het? Want as ons mos die Here iets vra en hy doen dit nie dadelik nie. Nee, wat die Here is nie lief vir my nie. As the Gentiles do and as the Pharisees do, en dan gaan baie pastore ook eendag daar staan en gaan die Here sê, ja, jy was ook een wat so mooi woordjies gepraat het, maar jou hart was ver van my af. En ek het dit eintlik laas jaar besef. For they think they will be heard for their much speaking. But I want to be heard for my much listening. Want hoe meer ek hoor wat God sê, en sê, okay Here, ek het dit nou gehoor, nou moet ek dit geoefen, Here. So hoe moet ek dit doen, Here? Help my om dit reg te doen, Here. Help my dat daardie man wat saam met my werk, waar hy my so verkeerd behandel, Here. Help my, Here, om hom reg te hanteer. Help my om aan te teer, sodat ek meer soos U lyk vir hom, en dat hy op die ouend ook na U toe kom, sodat 'n toeskouer daar by my 'n deelnemer kan word. Verstaan nie wat ek sê vanmôre? God wil hê dat die toeskouers wat in U lewe is, moet U lewe so deur God se lewe aangeraak word, dat hulle op die ouend wat toeskouers is, sê, maar ek wil 'n deelnemer word soos jy. Ek slaat julle diep vanmôre met 'n rugby game. Okay. Kom ons gaan aan. Ek moet eers die afrigter leer ken. Ek moet sy wil en plan en sy begeertes en sy bewegings en sy oefeninge begin leer. Ek moet leer oefen wat hy wil hê, hoe hy dit wil maak. Ek moet hom groter maak. Ek moet die leerveld moet ek expand. Ek moet sê, Here, maak my plek groter waar U wil inset en my lewe insit. Here, moenie dat ek vir U net so 'n nou plekkie gee nie, ja? Moenie dat ek nie my gedagtes, ek het bid vir U van vanoggend af wat hier ingekom het. Maak hulle gedagtes oop om die Here te hoor vandag. Expand me, maak my groter vir U, dat U in my, U wat so groot is. Hoor jy, ek wil gou hê julle moet iets saam met my sê. Jy sê net, Here, U is baie groot. En as U vir my bietjie gee, moet ek baie groot wees om die bietjie te kan handle. Om dan nie, jy verstaan wat ek nou gesê het, nee? Okay. Daai leerveld is 'n stil veld. Daai leerveld is nie waar die skare skreeu en lekker aangaan. Oh, yes, Alwyn hardloop, daar's hy, yes, yes, yes. Jy gaan uittrap. Nee, hy het nie uitgetrap nie. Yes, daar druk hy die 3. Die
leerveld moet ek soos Dylan die sweet tap hom af. Daai man nee, hy's natter as wat ek is as ek in die swembad inklim. Ek is bly hy hier vanmôre en dan sê ek het hom op die spot gesit. Ek het so skaam gekry, want nou het ek nog al 'n afskouer en 'n afarmpie gehad daai tyd. Dit wat jy in die secret kry, wil God hê jy moet begin speel in die open. En broers en susters, u wat nog nie ingeteken het vir die woordskool nie. Ons gaan moet uitkom by 'n plek waar ons meer vir God gee. Ons gaan moet sê, Here, ek is bereid om te begin myself gee, sodat ek kan leer wat u vir my eintlik wil leer. Ek wil agter die skerms begin oefen. Ek wil daar speel. Ek wil daar oefen waar dit stil is, waar niemand na my kyk nie, waar niemand my foute gaan sien, Here. En dan wil ek uitkom met die autoriteit en die gesag van 'n lewende God. Halleluja. En dis waaroor ek vanmôre preek. Want God deur my begin bid. Wanneer ek vir iemand bid, is dit nie ek wat bid nie. Dis God deur my, dis sy Heilige Gees wat deur my bid. En sy wil sal dan gebeur. Sê ja, amen. Nie my wil, nie sy wil sal dan gebeur. Halleluja. Lukas 17 vers 21. Ja, 17 vers 21. Kom ons lees gou. Is julle nog oukei? Kan ek nog so bietjie preek? Is dit oukei? Hy sê vir my, ag, oukei, pastoor, nog so bietjie. So bietjie. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold, so mense in hierdie wêreld net dink, die koninkryk gaan eendag net wees daar wanneer ons hemel toe gaan. En dan gaan 95% nooit dit eens kry nie. Maar die Here het vir ons iets groter. Hy sê die koninkryk is nou hier. Ja, dan gaan deel van die koninkryk gaan wees wanneer jy die dag jou oogies toemaak en jou oë oopmaak en sê, dit waaroor pastoor Alwyn gepraat is alles waar gewees. Dankie Here, ek is hier by u. Ek is by u koninkryk, maar nou is hy hier binne my. Hoor nou hier. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts, among you, surrounding you. Say saam met my, I am kingdom. I'm part of the kingdom. Hallelujah. I speak what the kingdom says I must speak. I hear what the kingdom says I must hear. Hallelujah. Is u hier? Okay, kom ons kyk of ons klaar maak. Yes, ek is nou eers by die tweede bladsy, ek gaan maar hier stop. Sê saam met my secret place. Die plek van stilte. Die plek waar niemand my sien nie. Waar niemand dink, hy's 'n oulike ouetjie nie. Maar waar God in my insit. Sy grootheid, sy liefde, sy genade, sy krag, sy Heilige Gees. Kom ons kyk gou hier, Romeine 8 vers, en ek dink dan sluit ek af daarmee. Romeine 8 vers, het ek hom? And he who searches. Kan God jou ondersoek wanneer jy so besig is met hierdie wêreld, net dat jy nie enigstens soveel jou oor oopmaak om te hoor? Hoe moet hy jou search? Hoe moet Rassie search? Waar's foute van hierdie manne wat hulle laasweek gemaak het, sodat hulle dit nie weer volgende week maak nie? Waar moet hy search? Hy moet search as hulle daar op die wegkruipplek is, daar in the secret place, sodat hulle volgende week in die open kan beter speel. Is jy by my? Kerk van die Here, volgende week moet julle kan beter speel. And he who searches the hearts of men knows what is in the mind of the Holy Spirit. So die Heilige Gees wat nou saam met jou bid daar, jy begin te bid, en jy wil al jou goedjies sê, en die Here sê, nee Alwyn, raak nou bietjie stil my ou seun. Jy het ander goede wat jy baie fout laasweek gemaak het, nou wil jy ander goed praat. Jy wil nou hê ek moet jou al kragtig gebruik. Ek kan nog nie, daar's nog goedjies wat ek eers moet doen. Seun, kom hier.
What is in the mind of the Holy Spirit? What his intent is? Here, wat is die bedoeling vanmôre met my, terwyl ek in hierdie stil plek hier is? Hier waar ek moet oefen, hier waar niemand my sien nie. Wat is die bedoeling met my vanmôre? Because the Spirit intercedes and pleads. Hy sê, Vader, my seun het so 'n bietjie 'n paar goede wat nog nie lekker werk nie. Maar ek wil hê dat U sal help, dat U volle wil in sy lewe begin werk, Here, dat al die goede wat moet afgelê sal word. Verstaan jy die boodskap vanmôre? And pleads before God in the behalf of the saints, according to and in harmony with God's will. Vader, die Heilige Gees, dis die Heilige Gees wat nou praat. Vader, help vir albei. Hy het die ontsettend nodig, Here. Daar's moves van hom wat glad nie uitwerk nie. Hy vang elke keer die bal, mis as hierdie ou dit so gooi. Help hom, Here. Help hom om in die plan en die wil van God uit te kom. Sodat wanneer die wêreld hom sien naderkom, dat hulle sal sê, daar kom Jesus. Ware gebed, sê saam met my, ware gebed is God se gesag deur my. Sal jy saam met my staan? Hiroko Shabandara Osendo. Halleluja. 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 Steek jy hand saam met my op. Ek het dit nodig om in die stil plek van God uit te kom. En Here, as ek nie 'n fisiese plekkie het nie, help my om daar in 'n hoekie ergens op 'n plek, op die plek te kom waar ek in U stilte kan inkom, waar U in my gees en in my lewe kan inspreek. Maar ek wil eers te regmaak. Sal U saam met my regmaak? Ek wil regmaak, Here, want ek doen soveel dinge verkeerd. Want ek wil hê U krag en U gesag en U volle autoriteit moet deur U Heilige Gees in my werksaam raak. Prys die wonderbare naam van die Here. Ek gaan nie meer 'n toeskouer wees nie. Gaan jy dit saam met kan sê? Ek gaan nie meer 'n toeskouer wees nie. Ek wil 'n deelnemer wees aan God se koninkryk. In Jesus naam. En die kerk sê amen. Halleluja. Halleluja. Sê vir die een na langs jou, ek bid vir jou die week, hè? Nou moet jy nie lieg nie, né? Ek bid vir jou die week. Halleluja. Is jy hier? OK, jy kan gou sit. Man, weet jy, klein Raylin is 'n klein geseënde mannetjie vanmôre, hoor. Hy kom hier in 'n boodskap wat ek dink as die kerk daai boodskap gaan vat, nee, gaan ons herlewing hê. En klein Raylin het 'n pappa en 'n mamma. Kom julle sommer vorentoe. En hulle oumas en oupas en almal wat wil kom. Raylin het 'n pappa en 'n mamma gekry om vir hom, en sy pappa se naam is Ruben en sy mamma se naam is Francisca. En hierdie twee mense moet by God uitkom sodat hulle seentjie kan leer hoe Jesus lyk. Is u by my? Ons dink ons kry net kinders.
eendag nee, as ons nie gaan lewe soos wat God wil hê nie, gaan ons kinders se lewens teen ons getuig. Verstaan nie hoe verskriklik dit is. Ek spreek eintlik 'n verskriklike woord vanmôre aan julle, want die klein pragtige mannetjie kyk na jou en hy wil Jesus sien. Hy is die dierbaarste dingetjie die. Ag, jene, oupa se ou klein so ou seentjie. Julle is seker trots, nee. As jy. Ag, liewe Here Jesus. Here, Here, ons spreek lewe oor hierdie ou klein seentjie vanmôre, Here. Sal U hande uitsteek na hom. Here, ek bid dat hierdie mannetjie sal word wat in die vrees en in die vrede van God sal groot word, Here. En wanneer hierdie mannetjie sy stemmetjie gaan begin gebruik, dat daar uit hom sal vloei die lewe wat God gee. Here, ek bid vir sy mamma en pappa, ek bid vir krag, ek bid vir gesag, ek bid Here dat hulle sal kom op die stil plek by God, sodat wanneer hulle daar uitkom, hierdie ou seentjie sal sien, pappa en mamma was by die Here, oupa en ouma was by die Here, my tannies en my ooms en almal was by die Here gewees. Ek bid dat U in hierdie oggend, in hierdie familie, iets groot sal doen, Here. En dat hierdie seentjie die voorreg sal hê om groot te word in hulle teenwoordigheid. In Jesus naam. Halleluja. Ek wil net vir julle as ouers en vir klein Ryland bid. Sy naam is Ryland Stroomfer. Ryland Stroomfer. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees bid ek dat jy God sal verheerlik en dat jy eendag die koninkryk van die Here sal beerwe. In Jesus se naam. En die kerk van die Here sê amen. Net vir julle sertifikaat. Daar sê ou eerste storieboekie, julle kan vir hom lees en daar sê sertifikaat. Mag julle regtig kragtig in die Here beweeg. Jy het 'n mooi sag gees. En die Here saam met ons. Dat hierdie ou seentjie jou sien en sê ek wil my pappa navolg. OK. Doen dit. Jy het 'n mooi gees. Doen dit. Jy kan hom sommer vat. Sy mamma se hande is vol. Blessings. Jy kan hom so hou as jy wil. Daar is hy. Blessings vir julle. Die Here seën vir u. Jammer ek moet nou nog die arm gebruik. Seën vir u. Seën vir julle my suster. Sy is so lank by ons die tannie en jy my my se kind. En blessings vir julle. Die Here seën vir julle, né? Halleluja. Ek wil hê die voorsangers moet eers vorentoe kom voordat ek vinnig die aankondigings gaan doen. Gaan ons net eers 'n lied tot eer van die Here sing. Ja. Ja, jy kan sing wat jy wil. Kom, daar sê. Loof die Here. Kan ons hulle ook 'n lekker hande klap gee? Halleluja. Loof die Here. Hallo my suster, ek is bly jy's vanmôre in die kerk. Hoorie, dis nie dat sy nie wil kerk, sy werk so baie. Kom ons staan voor die Here. Halleluja. Is jy opgewonde oor God? Gaan jy hom dien? Gaan u woordskool toe kom Dinsdag? Daar's 'n nee, gaan u woordskool toe kom Dinsdag? Ek wil 'n klomp amens hoor. Amen, daar's 'n klomp wat gaan woordskool toe kom. Okay, jy kan net die naam opsit as jy dit nog nie gedoen het nie, hoor. Loof die Here. Kom ons gaan lekker saam die Here se naam groot maak. Rock of Ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of Ages, you are faithful and just. I will always put my trust in you. Rock of Ages, you
Hallelujah. I will always put my trust in you. Hallelujah. Okay, ek sit gou weer. Kan ek sien wie besoek ons vir die eerste keer? Hierso, niemand daar agter. Ek hoop julle kom weer. Ek hoop julle het geskrik vanmôre vir ons nie. Baie welkom my broer en my suster. Ons is bly julle was hier en mag die Here regtig in julle harte inspreek van vandag af. Loof sy wonderbare naam. Goed, dan ons program vir die week. Woordskool Dinsdag aand om 7:00. Dis net 'n uur, van 7:00 tot 8:00. As jy dieper wil gaan in dit wat ons nou praat, kom Dinsdag aand na die woordskool toe, maar skryf asseblief u naam net op daardie lys, dat ons net kan sien hoeveel van u kom. Dan, vroue bid hier woensdagoggend 10:00, Power Hour woensdag aand om 1900 Pastoor Edmund sal weer daar wees. Hulle is net 'n bietjie die naweek af. Is dit reg so? Ja, kan hulle ook bietjie afkry. Daar's hy. Okay. Nee, okay, ek gaan hom sê, dis jy het so gesê, né? En dan broers en susters, ons selgroepe donderdag aande en daar selgroepe wat woensdag aand is. Jy kan ook met ons praat as jy by 'n selgroep wil inskakel. En dan Vrydag aand ons frekwensie jeugbyeenkomste. Wonderlik, ons jeug, ek sien iets van hulle wat opgewonde is wanneer hulle sing en die Here se naam groot maak. En dan volgende week Sondag aand gaan Pastoor Edmund weer 'n aanddiens hê vir die mense wat by 'n aanddiens wil betrokke wees. Okay. Wonderlik. Goed, dan helpende hand koskas. U kan vir ons nie bederfbare goed kan u vir ons bring dat ons dit vir mense kan gee wat werklik in nood is. En dan het ons bestuursraadsvergadering die 16de Februarie by ons huis. En dan nuwe lidmate, as u nuwe lidmaat wil word, kan u 'n vorm daar by die toonbank kry. En ook ons mensies wat lidmate is, maar die nommers en al sulke goed, partykeer kry ons net die goed het verander, ons weet nie om hier in die hande te kry nie. En daar's mense wat jare in die kerk sit wat nooit lidmate geword het nie. U gaan nie 'n verniet begrafnis skoor nie, né? Ek spot net met u man. Dit is 'n verskriklike ding wat ek nou hier sê. Okay, jammer julle. Liesel, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag die Here jou gryp. Mag die Here jou aanvat in sy diep plekke en jou stuur as 'n instrument in sy hand. Geseënd is jy my suster. Loof die Here. Nikita Williams wat môre verjaar, Felicity Davids wat maandag verjaar, twee van ons susters daar, Louwelen Hon wat ook Dinsdag verjaar, Louwelen, Ziandrey de Villiers wat donderdag verjaar en Janine van Wyk wat Vrydag verjaar. Oor almal spreek ons God se lewe uit. Mag u 'n jaar hê waar jy sien aan die einde van daai jaar. Volgende jaar wanneer ons jou verjaarsdag sê jy, ek lyk heeltemal anders as wat ek 'n jaar terug gelyk het. Ek lyk soos Jesus. Loof die Here. Okay, ons gaan afsluit en dan gaan jy in die vrede van die Here en mag u 'n wonderlike dag hê, mag u 'n wonderlike week hê en mag u God gaan soek, want hy is daar om gesoek te kan word. Prys sy naam. Dankie Here vir hierdie diens vanmôre. Dankie dat ons u kon beleef en ervaar. Dankie dat ons tot u eer en u lof kon sing. En dankie dat ons kan hoor wat u woord sê. Op ons nou om daders te word van ons geloof en nie net hoorders wat nooit doen wat God sê ons moet doen. Help ons daarin in Jesus naam. En die kerk sê amen. U gaan in die vrede van die Here seën.